Amen. Pieter, as jy raak vir my slide kan opsit, daar sal ek dit waardeer. So vanoggend, ek weet nie van julle, wie van julle het hierdie ervaring al gehad, dalk toe jy 'n kind was nie. Jou ma sê vir jou ietsie, dan luister jy nie, en dan kry jy seer, en dan sê sy vir jou die volgende woorde, slim vang sy baas, nee, slim vang sy baas. So vanoggend se tema is slim vang sy baas. Hoe werk dit, wanneer slim sy baas vind? Nou kinders, die van julle wat kinders het, of die van julle wat kinders nou is vanmôre in die erediens, het julle al gesien wat gebeur tussen 'n boetie en 'n sussie? Veral hulle as hier so 5 of 7 rond is. Met my en Angelique werk het so, klein Marcel, sy is nou amper 3, en ek kan nie aan haar ma raak nie. Dan sê sy, mama is myne. Mama is myne. En so werk het tussen boeties en sissies ook, baie van hulle het hierdie klomp bekleierery, omdat hulle jaloers is. Nou sit ek vir myself en dink en wonder ek, waar op dese aarde kom al hierdie jaloesie vandaan? Dis asof ons gebore word met hierdie ingebore, diep gewortelde klomp jaloesie. Ons is jaloers op mekaar, veral as jy 'n kindjie is. En dan wonder ek, hoekom is dit so met kinders? Maar gits, gee nou vir die een iets wat jy nou nie vir die ander ene gee nie, of 'n bietjie meer aandag as wat jy nie vir die ander ene, dan sien jy hoe kom daai jaloesie uit. So wat ons vir mekaar probeer sê vanmôre is, dat jaloesie is so 'n bietjie van 'n curveball, so 'n probleem wat ons het, nie as jy oud word en jy trou, en jou vrou is dalk baie mooi, en 'n ander man loer vir haar, en jy raak so 'n bietjie jaloers nie. Ons praat van dat jy klein is daar 'n diep gewortelde klomp jaloesie in jou. En nou gaan ons bietjie eksistensieel werk vanmôre. Dis wie 'n deel van ons, wie ons is. Nou, waaraan kan ons dit nou toeskryf vanmôre? As jy nou, selfs as jy nou hier sit, en jou man gaan kuier dalk op 'n plekkie, en jy hoor daar's 'n paar dames, of hoe dit ook al sê, en daar's kom daai gevoel mos van jaloesie in jou hart. Nou kan ons vir onsself vra, waar op dese aarde kom dit vandaan? Is dit die duiwel? Want as ons sê die duiwel, dan moet ons sê die duiwel heers nou hier oor ons. So, dis vir my moeilik om te sê dat dit die duiwel is. Ek dink dit is deel van die mens se poging om te oorleef. Ons is gebore om te oorleef. Ons is survivors. Ons moet oorleef. So ek dink dis een van daai natuurlike instink, soos 'n moederinstink. So net soos jy jou kinders grootgemaak het, jy het 'n moederlike instink oor jou kinders. So is daai instink ook daar om ons so 'n bietjie te beskerm, miskien. So kinders is daar 'n diep gewortelde jaloesie en ons by ons ook. Nou ons waarsku ons kinders, maar hulle is altyd slim. Jy kan 'n 15-jarige is die slimste wese op hierdie aardbol. 'n 15-jarige kan jy niks voorvertel nie. Frikkie, jy is die slimste, nee. Nee. Partykeer dink ons so, nee. Ek kan terugdink en onthou toe ek 15 jaar oud was, maar my pa kon my niks sê nie. Hy wil my niks vertel nie. Ek weet. En dan het ons nog mos daai ander ding van, as 'n pa nou vir jou sê hierdie en daai, dan as jy so, wat weet jy? Wat weet jy nou? Jy's oud. Ons almal was daar. Wat weet jy? Ek weet alles. Maar hoe ouer jy word, en dan kom die lewe, en dan maak jy klaar met skool, en dan kom die lewe, en dan gooi jy so 'n paar flying tackles, hoog tackles, jy som jy om die nek, en jy slaat jouself bloedneus teen die grond, en dan besef jy, ek is nie so slim nie. Ek is nie so slim soos wat ek gedink het nie, want slim vang altyd sy baas. Vanoggend kuier ons so 'n bietjie by Saul en Dawid. Nou wil ek hoor, wie van julle kan vanoggend sê, en hier is nie trick questions nie, vir my was dit 'n bietjie van 'n eye-opener, want ek het nie vir 'n baie lang tyd nie so hieroor gedink nie. Ons almal ken die verhaal van Dawid en Goliat. Ons almal ken dit, selfs die kinders. Julle ken Dawid en Goliat, nee, wat het hy gedoen? Fantasties, hy het die groot reus doodgemaak met sy keppie. Wonderlik.
Ons het vandag 'n bietjie hedendaagse ketties, maar jy het hom min of meer reg. Wat gebeur daarna? Wat gebeur direk daarna? Dis die een wat ons baie keer mis. Wat gebeur direk daarna? Want hier is nou hierdie ongelooflike triomfantelike ding wat gebeur, en lees ons verder. Toe ek nou 'n bietjie verder gaan lees wat het daar gebeur, en die teks sê, Dawid het ongelooflike klomp oorlogstogte gevoer, veral teen die Filistyne, en hy het hulle verslaan, keer op keer op keer op keer. Hier is die probleem. Jy sal dit so in 1 Samuel 19 hier vanaf vers 1 se kant af, en selfs so 'n bietjie vroeër in 1 Samuel 18 sal jy lees. Eendag kom daar vrouens, 'n klomp vrouens, om vir Saul die koning te ontmoet buitekant die stadspoorte, en hulle kom sing, en is 'n groot klomp vrouens, en hulle sing, Saul het hulle verslaan by die duisende. En toe sit hulle nou so 'n klein koortjie deel in hulle liedjie, en hulle sê, Dawid het hulle verslaan by die 10.000. Net daar val Saul se tor af. As ek dit so kan stel, miskien is die gesegde. Net daar is Saul onmiddellik woedend. Hierdie vrouens, hierdie groot klomp vrouens ontmoet hom by die stadspoort, en hulle sing, Saul verslaan hulle by die duisende, Dawid verslaan hulle by die 10.000. Wat doen dit aan 'n man se ego, om te hoor, jy het hulle by duisende verslaan, en Dawid het hulle verslaan by 10.000. Net daar is daai man se ego kapot. Is verby. En is die begin van die einde van Saul se koninkryk. Dis die begin van die einde van Saul se koninkryk. Op daai moment wat hulle sing, maar Dawid is eintlik beter as Saul. Is daai man se ego geskend. Heeltemal. Sy jaloesie neem soveel toe, dat ten spyte van die feit dat ons nou net gelees het, Dawid vir Goliat verslaan het, en eintlik maar vir die Israeliete regtig gewen het, en hulle bevry het teen die mag van die Filistyne, en Saul is daar, ons onthou die verhaal, toe niemand kans gesien het vir Goliat nie, toe Dawid kans gesien, en toe stuur Saul maar vir Dawid. Niemand het kans gesien nie, en hier kom Dawid en hy verslaan vir Goliat, en hy red die Israeliete. Hy red hulle. Hy vergeet wat het nou net gebeur. Maar die oomblik toe Dawid hierdie groot held begin word, toe word die koning van Israel, word hy ongelooflik jaloers. Saul en sy jaloesie. So die Dawid en Goliat verhaal is to be continued in die stukkie wat ons nou gaan lees. Duisende en 10.000. Ek lees vir ons 1 Samuel 19 vanaf vers 9. Saul het in sy huis gesit met sy spies in sy hand, en Dawid het op die lier gespeel. Goed, so wat ons hier weet is, Saul, die koning, sit in sy huis met sy spies in sy hand. Onthou, hier is nou na dit wat nou gebeur het, na die vrouens vir hom gesing het, en hy is woedend van jaloesie, sit Saul met sy spies in sy hand. Dawid sit en speel op sy lier. Kom sê dit dan maar vanoggend, hy sit en gitaar speel. Hy was baie lief vir musiek, amper soos Hoffie. Hy sit en speel op sy gitaar. Wat toe gebeur het, en Dawid het op die lier gespeel, toe 'n boosaardige gees, wat deur die Here gestuur is, oor Saul kom, het hy probeer om Dawid teen die muur vas te pen met die spies. Julle, kom ons pause net hier vir 'n oomblik. Wat gebeur hier? Saul sit in sy huis, Dawid speel klavier, Saul sit met 'n spies, hy probeer hom vaspen met die spies teen die muur. Hoekom? Want daar het 'n boosaardige gees in hom gekom, wat deur die Here gestuur is. Wat deur die Here gestuur is. Nou sit ek my kop in krap. God stuur 'n boosaardige gees in Saul in. Wat doen ons met dit? Ek gaan nou vir julle vertel.
Maar Dawid het weggekoes en Saul het die spies teen die muur vasgegooi. Dawid het gevlug en daardie nag ontsnap. Toe stuur Saul mense na Dawid se huis toe om hom dop te hou en hom in die môre dood te maak. Maar sy vrou Mikal het hom gewaarsku, as jy nie vanaand vlug nie, word jy môre doodgemaak. Mikal het Dawid toe deur die venster laat afsak, hy het weggegaan, gevlug en ontsnap. Maar Mikal het die afgodsbeeld gevat en op die bed neergesit. Sy het 'n bokhaarnet om die beeld se kop gedraai en dit met 'n kombers toegemaak. Goed, so, Saul stuur toe manne, gaan maak vir Dawid dood. Dawid se eerste vrou Mikal, as jy dit nie geweet het nie, Dawid se heel eerste vrou Mikal, die dogter van Saul, so Dawid was Saul se skoonseun. Mikal, die dogter van Saul, vat toe 'n afgodsbeeld, lees ons in die teks. En sy sit hom in die bed. Jy het al dit gedoen toe jy kinders was en jy het gemaak asof jy wil hê jou ma moet dink jy's in die bed, maar eintlik is jy nie in die bed nie. Iewers het dalk toe julle in julle jonger dae was dit gedoen. Sy vat so 'n groot afgodsbeeld, sy sit hom in die bed, sy sit hare om dit en sy sit hom daar in die bed. Next question, wat soek 'n afgodsbeeld in Dawid se huis? Wat soek 'n afgodsbeeld in Dawid se huis? So 'n groot ding, dat 'n mens sou dink dat dit 'n mens is wat in daai bed is. In Dawid se huis is daar 'n afgodsbeeld. Kom ons staan net gou vir 'n oomblik hier stil. Ons moet onthou, Mikal, sy kom van Saul af, en ons moet onthou vanmôre, dat monoteïsme was nie so sterk in Israel as ons gedink het nie. Die gedagte wat dit beteken is, die gedagte is dat een God, en die aanbidding van een God, nog nie so sterk was nie, want, onthou, die Egiptenare en almal het 'n klomp afgode gehad. So deel van hulle lewe was dat daar nog 'n paar afgodsbeelde was. En een van hierdie afgodsbeelde wat 10 teen 1 nie van Dawid kom nie, Dawid het vir die Here liefgehad, vir God, Jahwe liefgehad as die enigste God. Hierdie afgodsbeeld is 10 teen 1 deur sy vrou, Saul se dogter, in hulle huis gesit. En sy gryp hierdie afgodsbeeld, sy sit hom binne in die bed. Toe Saul se mense daar kom om vir Dawid te vang, sê sy, hy is siek. En daar wys hy nou vir hulle, sien julle daar lê hy in die bed, hy is siek. Daarna het Saul sy manne gestuur om na Dawid toe te gaan en hy het beveel, bring hom na my toe met bed en al, dat ek hom kan laat doodmaak. Hulle gaan terug en hulle sê vir Saul, Dawid is siek. Saul stuur hulle terug, manne, vat hom sommer so heeltemal met sy bedjie en al en bring hom vir my, dat ek hom kan doodmaak. So erg is die jaloesie van Saul. Die manne het ingekom en toe lê die afgodsbeeld op die bed met die bokhaar net aan die kop en end. Saul sê toe vir Mikal, waarom het jy my so bedrieg en my vyand vrygelaat om te laat ontsnap? Saul sê vir sy eie dogter, hoekom het jy my bedrieg? Hoekom het jy vir my gelieg? Maar Mikal het vir Saul geantwoord, hy het vir my gesê, laat my gaan, anders gaan ek jou doodmaak. Jok Mikal weer 'n keer. Sy sê, Dawid het vir my gesê, as jy my nie laat gaan, ek gaan ek jou doodmaak. So Mikal is in die kamp van Dawid en sy beskerm haar man. Sy beskerm haar man ten alle koste. Ongelooflike interessante teks, nee, baie interessant. Waarom so afgodsbeelde in Dawid se huis? Dit het ek nou vir ons verduidelik. Heel moontlik die afgodsbeeld wat Mikal saam met haar gebring het. Nie alle gesag is altyd reg nie. Dit moet ons nou mooi hoor vanmôre. Ons kan nie sê dat alle gesag is altyd reg nie, en dat ons vir almal moet luister, net omdat hulle in 'n gesagsposisie is nie. Ek is baie jammer, maar ek is nie, ek voel so hier oor ons regering, en ek weet die kerk is nie 'n politieke platform nie, maar ek voel so oor ons regering. Nie alle gesag is reg nie. Saul is die koning, maar Saul is verkeerd. Mikal is die ondergeskikte, maar Mikal doen die regte doen. Gesag bly nie altyd by die waarheid nie, maar integriteit doen. Nie almal wat in 'n gesagsposisie is, bly altyd
by die waarheid nie. Alles gaan oor integriteit. Alles gaan oor hoe ek werk behind the scenes. Wanneer ek vanaand my deur toemaak en ek en my vrou sit aan die tafel, dis wat ons sê van ander mense en hoe ons optree. Nou het ons met iemand mooi gepraat. 'n mooi klompie goed van hulle gesê. En dan, as hy deur toemaak en jy en jou vrou is alleen, wat praat ons dan? Dis die vraag vir die Heilige Gees vir ons nommer 1 vanmôre vra. Wat praat jy dan? Wat praat jy dan van mense? Wat is jou versteekte agendas? So Saul hier. Wat is die versteekte agendas waarmee ons onsself so besig hou? Saul se probleem is jaloesie. Hy leef uit 'n lewe van vergelyking. Dit gebeur baie met ons. Maak jou foon oop, scroll op Facebook, sê vir jou vrou, het jy gesien, Pieter het alweer vir hom 'n nuwe Hilux gekoop. En so scroll ons en dan kyk jy hoe mense met AI hulle foto's mooi maak. En dan gee dit ons hierdie valse front wat ons baie keer voorsit, maar die grootste vraag vanmôre is, hoe vergelyk ons onsself in terme van ander? Jessie, het jy gesien? Het jy gesien hoe oulik en gelukkig is daai kappel? In die meantime is hulle nie so gelukkig nie. Ons almal gaan maar deur hierdie ding van verhoudings en huwelike. Nie almal is gelukkig nie. Maar nou begin wat sosiale media doen aan ons menswees, is nou begin ons onsself te vergelyk met ander mense. Of dit hoef nie sosiale media te wees nie. Jy kyk net na jou buurman, dan lyk dit vir jou of alles mooi is. Sy huwelik lyk goed, sy werk lyk goed, hy's ryker dalk, sy kinders presteer beter. En so begin ons presies doen wat Saul met Dawid doen. Saul staan en hierdie vrouens sing, duisende en 10.000. Wat doen Saul op daai oomblik? Hy begin homself vergelyk. Hy vergelyk hom met Dawid. In plaas van om te sê, Here, dankie dat u Dawid gestuur het wat hierdie volk beskerm. Dankie dat u deur Dawid hierdie volk beskerm. Vergelyk Saul homself met Dawid. En hy hou nie daarvan. Ons kan dit nou metafories uitspreek. Hy hou nie daarvan dat Dawid in die Hilux ry nie. Hy hou nie daarvan dat die wêreld meer eer en aansien gee vir Dawid as vir hom nie. Hy hou nie daarvan nie. Dis die begin van die einde van Saul se koningskap. Jaloesie. 'n Groot, magtige koning Saul. Die einde van die begin van sy einde begin met jaloesie. Saul verloor nie net sy koninkryk omdat Dawid sterker is nie, hy verloor dit omdat jaloesie sy siel begin verteer. Jaloesie doen dit. Dit begin ons siel verteer, want nou bly ons die hele tyd besig met hoe lyk die wêreld om ons en hoe vergelyk ek myself met die wêreld om my, in plaas van om in te keer en te sê, hoe gaan dit met my? Hoe gaan dit met my lewe? Hoe gaan dit met my hart? Hoe lyk dit hier met my stikkend? Hoe lyk dit met my groei? Wat is die goed wat ek probeer sodat ek as mens groei? Weet nie wie van julle ken of weet van die naam Dick Fosbury. Dick Fosbury. Enigiemand idee wie Dick Fosbury is? Niemand, toe maar ek het ook nie geweet nie. Ek het dit raak gelees. Janelle, ek het ook nie geweet nie, moenie worry nie. So Dick Fosbury, het julle ooit geweet dat Olimpiese spele en hoogspring voor 1968, as hulle hoog gespring het, het hulle gehardloop en vooroor geduik oor die land. Altyd. In die geskiedenis van die Olimpiese spele en al atletiek byeenkomste, hoogspring het gewerk deur te spring vooroor oor die land. Hier kom Dick Fosbury in 1968 in die Olimpiese spele. Hy kom aangehardloop en hy spring vir die eerste keer met sy rug oor die land. En die mense kyk hom aan en dink,
jy's mal. Vir die eerste keer in die geskiedenis van atletiek spring iemand met sy rug eerste oor die lat. Hy wen daai jaar met sy nuwe styl Olimpiese goue medalje. Hoekom? Want Diek dink anders. Diek het die gawe gekry om anders te dink. En die Heilige Gees nooi ons uit vanoggend om bietjie anders te dink. Bietjie anders te dink oor die mense in die wêreld daar buite. Hoe lyk dit hier? Wat gaan hier aan? Hoe lyk my groei? Waar is ek in my lewe nou? En as ek met my rug oor die lat moet spring, fine. As jy met jou rug oor die lat moet spring en dit lyk so bietjie anders vir die wêreld, dis fine. Dick Fosbury begin anders dink. Wie red vir Dawid? Nie Saul nie. Saul is eintlik die man wat sê, ek is ondankbaar omdat Dawid gestuur is om die volk te red teen die Filistyne. Wie red vir Dawid? Mikal. Sy vrou en die dogter van Saul homself. Fosbury spring en hy wen 'n goue medalje, omdat hy dinge anders doen. God werk in jou lewe ook so. God se redding kom dikwels uit plekke waar jy dit nie verwag nie. Dis waar God se redding vandaan kom. Partykeer sit ons en ons kyk na hierdie toedeur en ons wil hê hierdie toedeur moet asseblief nou oopgaan, Here, want dit is wat ek wil hê. En in die meantime staan daar 10 ander deure langs dit, waawyd oop, en die Here staan daar en hy sê, kom hier my kind, maar ons staar vas in die toedeur. En vra die Here, draai net so 'n bietjie kop vanmôre. Dink bietjie anders soos Fosbury. En jy gaan sien, ek red jou op plekke waar jy dit nie verwag nie. Maar wat moet ons doen? Dis die belangrike ding. Saul probeer alles beheer, hy probeer die troon beheer, die toekoms beheer, mense beheer, en hoe harder hy probeer beheer, hoe meer verloor hy beheer. Hoe harder hy probeer beheer, hoe meer verloor hy beheer. 'n Mens wat alles probeer beheer, so Saul, verloor uiteindelik alles. Mens wat alles probeer beheer, verloor uiteindelik alles. Hoe lyk jou lewe? Sit jy dalk hier en party van die goed in jou lewe verteer jaloesie jou so bietjie? Sit jy dalk hier en sê, Here, ek dink ek verdien meer. Ek verdien om meer geld te verdien. Ek verdien om in 'n beter posisie te wees. Ek verdien beter, Here. En dan begin ons onsself vergelyk. En dan kom die teerheid van jaloesie en raap ons op. En sal dit uiteindelik, as ons nie daarvan ontslaa raak nie, ons koningskap, so Saul sin, laat beëindig. Waar is jy vanmôre? As jy nou vanmôre moet boeke vat, waar is jy in terme van jou vergelyking met hoe die wêreld lyk, en wie wat doen en wie wat het? Does it matter? Maak dit regtig saak hoe dik jou chequeboek is, hoe groot jou bankbalans is. Is dit die eksistensiële goed wat ons nou self aan onsself koppel, want dit is goed wat nou bepaal wie ek is? Waar is jy op hierdie stadium? Voel jy het 'n klomp goed verloor? Here, dalk skuld U my ietsie? Of doen ons dit soos Dawid wat regtig vertrou?
Wil jy my nie gou kom help nie asseblief? Net vir my die bord vashou. Sluit af met hierdie beeld. Nommer 1 kan ons vir onsself vanoggend sê, hoe meer ons mense met mekaar vergelyk, hoe slegter gaan ons dit met ons gaan, want dit is wat Saul gedoen het. Hy vergelyk hom met Dawid. In plaas van hom dankie te sê, vergelyk hy homself met Dawid. Draai net my so dwars as in die omgewing. Dankie. Hier's wat gebeur met sand. As ek my hand oophou, het ek enige beheer oor die sand? Nee, maar die sand lê lekker in my hand. Maar ek beheer dit nie. Ek is oop vir God se werk in my lewe. Ek is oop vir waar ook al God my mag vat. Wat dit ook al mag wees. As jy hier sit en jy voel jy het 'n klomp goed verloor in die lewe en jy's dalk nie op die plek waar jy nog nou moet wees nie, is fyn. As ek my hand so hou en hy's vol sand, dan kan daar 'n klompie sand lê. Die oomblik wanneer ek wil begin beheer so Saul, maak my hand toe, dan verloor ek eintlik die meeste. Dis dan wanneer ek die heel meeste verloor. Dankie. Ons sit nog my op die grond neer. Wat is dit wat die Here vanoggend vir my en vir jou wil sê? Ons het nie nodig om onsself te vergelyk met die wêreld daar buite nie. Dis nie nodig nie. En nommer 2 is, hoe meer ons die sand wil beheer, hoe meer gaan dit deur ons vingers val. Die Here sê vanmôre, jy kan of kies om 'n Saul te wees. Ek, was Adrian is, elkeen van ons kan of kies om 'n Saul te wees, en onsself te vergelyk en beheer wil toepas, dan val die sand tussen ons vingers deur. Ons kan dit doen, of ons kan 'n Dawid wees, en vertrou op die Here, die een wat hom altyd nog gelei het, die een wat hom tot oorwinning en oorwinning en oorwinning gelei het. Dit is ons keuse. Mag ons meer, die Engelse woord is so mooi, mag ons meer content wees. Mag ons meer content wees, gelukkig wees met waar ons nou is. Is okay, waar dit ook al mag wees. Dis okay as ons hande oopmaak en sê, Here, die beheer is nie in my hande nie, die beheer is in U hande. John, die beheer is in U hande. U gaan hy papierwerk doen. Ivan, my lewe is in God se beheer, ek gee oor. Dis nie meer my eie nie. Ek gee oor, want hoe meer ek vashou, hoe meer gryp ek ook aan die probleme vas. En as jy 'n tou lank genoeg vashou, dan begin hy jou sny op die kante van jou hande. Mag jy God se vrede ervaar en weet, ons kan net met oop hande staan en sê, Here, U is in beheer, want ons is glad nie in beheer nie. Ons dink ons is. Amen. Kom ons bid saam.